Ja, ek dink is 'n Afrikaner boere ding dat die voorste ry amper altyd leeg is. Ek gooi nou al so daar by my lank al skimpe, want by ons is presies dieselfde, hy voorste ry is altyd leeg. Nou gooi ek skimpe, en dan is so twee jong manne wat nou besluit het, hulle sal hom 'n bietjie voor in die voorste ry sit. So, daarom sou nou dan iemand in die voorste ry. Maar julle weet dat die voorste ry het special anointing and blessing, nee, julle. Maar net vir julle sê vir volgende keer, ja. Ja, sit geld onder. Ek het een keer met die kerk gedoen. Ek het 50 rand note so onder gesit, sê, voel wie het geld, ja. Dat is al jong kinders, vanuit teenagers gaan, die volgende sondag, die gaan hulle gou voor die tyd, gaan hulle deur, kyk. Ja, ja. Partykeer moet julle maar betaal om te kom. Ek sien julle deel ook chocolates uit, so braai by ons om te kom. Ja, ek wil graag met julle deel vandag. Ek glo dat die kerk is in 'n seisoen waar die Here regtig met ons praat oor hoe lyk dit en hoe gaan ons vorentoe gaan. Jy weet, en dit beteken daar's veel fout nie. Daar's net iets hoër. En ek dink soos die tyd aanstap en ek dink ons almal het hierdie gevoel dat die tyd's nie meer so baie nie, né? Jy weet nou nie hoe lank is dit nie. Maar jy weet die Here gaan eendag tyd weer kom, maar soos ons na die eindtyd toe gaan, dink ek is daar 'n rol vir die kerk om te vervul. Een van die leuns wat in die kerk ingekom het is dat in die eindtyd gaan dit so rof raak dat die Here naderhand sê, nee, ek dink dit is nou te erg in hierdie wêreld dat ek my kerkie uit wegraap. Jy weet, want dit is nou te erg. En dan kan die Here die slegte ouens nou lekker straf, maar dis nie die waarheid nie. Die woord sê baie duidelik dat soos die evil sal oprys, so sal die kerk ook oprys. Dat die bruid van Christus sal opstaan, is die kerk, dis ons, en dat die Here die kerk gaan opbou na hierdie amazing meganisme, liggaam, wat net als beïnvloed, aanraak, en ja, verskil maak. En daarom moet ons gedagtes ook reg kry, sodat die Here met ons kan beweeg. Want anders is ons hierdie defeatist mentality. Jy weet, ons moet net survive hierdie wêreld. Ons moet net, dis tough, maar ons moet net survive. Een of ander tyd kom die wegraping as ons alright. Nee, dis glad nie so nie. Die Here roep sy kerk na 'n oorwinningsorganisme. En as ons gedagtes begin rondom dit vorm en shape, dan beweeg ons in die regte rigting. En as ons gereed dan ook vir die Here om te hoor. Jy weet, die illustrasie wat ek graag uit die Bybel trek is Dawid wat kos vat vir sy broers waar oorlog is en dan is hierdie hele Goliat ding speel uit. En daar's hoeveel duisend jong Joodse manne, soldate, party van hulle het al oorlogservaring en nie een van hulle kan sien wat God wil doen nie. Nie een van hulle sien dit nie. Vat 'n 16-jarige herderseun om te kom en hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn, laat hy die weermag van die lewende God sal uitdaag. En die amazing ding is dat, hy loop rond en vertel vir die mense, nee, hy sal hierdie reus sommer gou aanvat, jy weet. En ek kan dink hierdie 16-jarige ouetjie, net bietjie voor op die wa, moenie worry nie. Maar somehow hoor Saul van hierdie ouetjie, en ek glo regtig dat Saul het met hom gepraat, nie omdat hy gedink het hy gaan hom uitstuur nie. Hy wil net vir interessantheid hoor, wat is hierdie ouetjie, wie sê, wat sê all about, jy weet. En hy vra vir hom hierdie vraag, hy sê vir hom, hoor hierso, Dawid, sê vir my, as ek jou nou uitstuur in hierdie reis, hoe gaan jy hom oorwin? En dan sê hierdie amazing woorde, hy sê, ek pas my pa se skape op, hy sê, en as die leeu en die beer en die wolf kom, dan gee die Here dit in my hand. En iets omtrent Dawid sê vir Saul, wow, hier's iets. Want Saul sal dit nie waag om sommer net enigiemand teen Goliat te stuur nie. Die resultaat van die uitkoms van hierdie geveg was te belangrik en te groot. Maar somehow sien hy iets in Dawid wat amazing is. Maar die verskil was dat Dawid kon iets sien wat die ander nie kon sien nie. En die Here glo ek is besig om sy kerk op te rys, sodat ons 'n gemeenskap, 'n liggaam kan wees wat begin sien wat die Here wil doen en daarmee te kan align. So ek wil julle regtig bemoedig en te sê dat die beste lê nog voor. En al is jy 'n bietjie ouer, ons is ons nog nie oud nie, hier is niemand oud hierso nie, so moet nie worry oor daai nie, maar die beste lê nog voor. Maak nie saak hoe oud jy is nie.
Baie keer dink ons in ons kop, o, my beste jare is verby. En weet, ek is nou maar net hier, ek ondersteun nou maar 'n bietjie die jongeres. Nee, dit is nie die waarheid nie. Die beste lê nog voor vir ons. Ek het in die week 'n gesprek gehad met 'n 65-jarige ou. Hy sê vir my, ek is nou my beste jare, man. Ek sê, jy's ek hou van hierdie ou. Hy's nou positief, jy weet. Ja, en ek het 'n interessante statistiek raak gelees eendag, en hulle het gekyk na manne, en dis Amerika, hulle is die ouens wat die navorsing doen, die res van die wêreld sukkel so bietjie, maar hulle het gekyk na manne, wanneer is hulle finansiëel die mees produktiefste? En hulle het agtergekom in die jare 70 tot 80, is hulle die mees produktiefste met hulle finansies. Hy sê in die tweede groep is 60 tot 70, en die derde is 50 tot 60. Dit is amazing, jy dink die beste is vir agter jou, nee, die beste lê nog voor. Ons raak slimmer, hoor. Ons raak nie sterker nie, maar ons raak slimmer. So, die beste lê nog voor. Die Here roep ons hoor en hoor om te wandel met hom en 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Jy weet, ons moet nooit gaan in hierdie gesindheid hê van, ja, eers die wêreld sal maar saggies loop hierso en weet nou nie te veel die byneste stamp en stoot laat iets gebeur nie. Nee, ons is die kinders, die seuns en die dogters van die lewende God. Hierdie is eintlik ons plek. Dis eintlik ons plek. Hulle besef dit nie, hulle weet dit nie, maar dis eintlik ons. En ons gaan hom uitsort. So, die eerste ding wat ons moet verstaan in hierdie ding is dat die Here werk met uitnodiging. Die Here forceer ons nie. So die Here nooi ons uit na 'n hoër level. Maar hoe ons reageer, dit hang van ons af. Baie keer sal mense vir my sê, bid vir my asseblief, ek soek meer van die Here in my lewe. Weet, ek wil hom meer ervaar en so aan. En dan bid ek maar, want dis reg, dis nie fout daarmee nie. Maar eintlik, die level van God in my lewe het te doen met my reaksie op sy uitnodiging. Hoe dieper ek bereid is om te gaan, hoe dieper bereid is hy om te gaan. Die Here sê in sy woord vir ons in Jakobus, as iemand tot my nader, sal ek ook tot hom nader. Ek hou van die Engels, hy sê, if somebody draws near to me, I will also draw near to him. Maar wat ons moet verstaan is dat God in wie hy is, het klaar wat toenadering betref, die uiterste gegaan. Hy het sy seun in 'n menslike vorm tussen ons ingestuur, tussen ons te leef, alles te deurleef wat ons deurleef, te verstaan alles, en vir ons hierdie deur kom oopmaak. So ons kan nie sê, God kom nie naby my nie. Hy het so naby gekom as hy kan kom. Dis nou, die bol is nou in ons kort. Ek moet nou reageer op hom, om te kyk hoe diep kan ek gaan. Hoe diep is ek bereid om te gaan? Hoe diep is ek gewillig om te gaan? Dit is die verskil. So ons moet daai ding mooi verstaan, dat kom ons sê nou maar die level van God in my lewe, het meer te doen met my, as met hom. Sy uitnodiging is klaar kompleet. Dis nou my plek, om te nader. Sodat hy met my kan bedien en kan werk, soos hy wil. So, hoe ons reageer, is belangrik. Maar ons kan elke Sondag hier so sit, en ons kan nie mooi goed praat, maar dit is hoe ons reageer, wat baie, baie belangrik is. En ek praat van die 3 P's, dis nou in Engels P, so dit help nou om my dit te onthou. Jy sien, anders vergeet ek wat ek julle wou sê. So nou moet ek goed kry om my te onthou. Maar die 3 P's is presence, purpose en promise. Teenwoordigheid, doel en belofte. En ek wil graag gou die Bybelse voorbeeld gebruik. Die Israeliete is slawe in Egipte. Nou teoloë, jy kan maar met meeste teoloë praat, ons stem almal daarmee saam, dat die beeld van Egipte is soos die wêreld. Is ons beeld, dis die wêreld. Nou roep God ons uit na die belofte toe. Hy roep ons uit na die belofte land. Dit is waar. Maar intussen moet iets gebeur. Daar sekere goed wat moet gebeur. Eers moet ons hier uitkom. 10 pla. En jy sou nou dink nou net aan hierdie storie, as jy 10 pla gesien het, dan behoort jy mos nie te worry oor die Rooi See nie. Maar vragies, hier kom hulle by die Rooi See. Ek is seker hulle is familie van die boere en die Afrikaners. Want hier kom hulle by die Rooi See en sê, Moses, jy bring ons uit daai plek uit.
om hier te kom sterf hier in die woestyn, hier langs die Rooi See. Wat het jy gedink? Plaas los jy ons daar. Ons daar 'n bietjie vleis gekry so nou en dan. Ons daar was alright, jy het ons hard gewerk, maar ons daarom kos gekry, ons daarom 'n plekkie gehad om te slaap. Jy bring ons nou hier, en nie net bring jy ons hier nou wil ons hier dood gaan. Nou moan hulle. En man, jy sou dink, né? Nou ek en jy is nou maklik om te praat, maar ons was nie daar nie. Ons het hulle foute klaar daar om te leer. Maar is dit nie amazing hoe dis die mensdom is nie? Hoe ons as kinders van die Here is. Die Here bring ons nou net uit iets amazings uit, en dan kom ons by die Rooi See. Wat nou? Nou is ons sommer moedeloos. Nou is ons sommer kwaad vir mekaar. Ons begin sommer blame, sê jy, dis jou skuld, jy moes ons daar gelos het, en nou gaat ons, weet. Ek weet, is nou nie eintlik julle nie. Dis ouens wat nie vandag hier is nie, maar net vir julle om te verstaan. En is dit amazing hoe die Here werk, en dan vat hy hulle vir 40 jaar deur hierdie woestyn ervaring, en dan gaan hulle die beloofde land actually binne. Maar nou is die ding wat ek graag by julle wil hê, julle moet hierdie ding vang. Terwyl hulle in hierdie wildernis is elke oggend manna, daar's altyd water, hulle klere raak nie op nie, hulle skoene raak nie op nie. Jy weet, hulle het hierdie wolkkolom in die dag, hierdie vuurkolom in die nag. What an amazing plek. Vir baie mense sou gesê, dit klink vir my soos die belofte. Dit klink vir my soos die promise, hè? Hier is die lewe. Kos elke dag, alles loop reg. Dis wolk in die dag vir die son, vuur in die nag vir die koue. My goed raak hier oppie, ek hoef oor niks te bekommer nie. Maar wat gebeur? Dis nie die belofte nie. Die belofte lê in die oorkant. En nou hier's die amazing ding, die oomblik toe hulle deur daai Jordaan gaan, toe stop al daai goed. Nou hoe figure jy nou? Wat is dit die belofte dan nou? Die belofte is terug na die uitnodiging. Waar God vir my sê, vir ons sê, kom saam met my en ons doen hierdie ding. Dis 'n belangrike ding om te weet. Die Here het my en jou nie nodig nie. Hy kan hierdie ding heeltemal op sy eie doen. Actually, hy sal dit beter doen sonder ons. Maar weet jy wat? Hy kies. Hy kies te sê, luister, ek wil hê, kom saam met my, doen hierdie ding. En dan weet jy, partykeer is ons, dis nou nie julle nie, dis nou ek. Partykeer dan dink ek, Jesus, maar ek is nogal belangrik vir die Here. Kyk, ek is hier langsom, ek praat, ek preek, ek leer, ek lei. Jy weet, nou wanneer die Here vir my sê, hey, wow. Jy oorskat jou rol heeltemal. As ek onttrek uit jou uit, nee, val als plat. OK, swaar. Die Here gaan dit doen. Hy jou en my nie nodig nie. Jesus sê, as julle nie uitskree nie, sal die klippe uitskree. Maar nie worry nie. Die Here het nie ons nodig nie, maar hy maak spasie vir ons, en hy gee uitnodiging in ons, om langsom in te kom en te sê, ons loop hierdie pad saam. En sy belofte het nie te doen, dat alles lekker reg gaan nie. Kos is daar, die klere hou, die water kom uit klippe uit. Nee, sy belofte is, ons gaan in 'n plek in, wat ons vyandig gesind is, wat ons eintlik nie wil hê nie, maar tog kom ons en ons kry die oorwinning. Dis sy uitnodiging, en dit is die belofte. Jy weet, baie keer wil ons hê die belofte moet wees, dit gaan makliker en lekkerder. En gemakliker. Maar die belofte van God het nie een van daai goeders in nie, hoor. Sorry, moes dit nou maar vir julle sê. Die belofte van God is dat ons het die voorreg om saam met hom in hierdie oorlog in te gaan. En dan gaan ons saam met hom wen, want hy gaan wen. Ek dink ek het laas keer hierdie illustrasie gebruik, as ek het, vergewe my, maar maak maar of jy die eerste keer is wat jy hom hoor. Maar as die Bulls gespeel het Saterdag en hulle het gewen, maar kyk eens die game vandag. En die ref kom aan, hy gee geel kaart, so kontroversiële geel kaart. Is ek kwaad, maar nie baie kwaad nie, want ek weet ons wen. En dis hoe ons as kinders van die Here moet opereer in hierdie wêreld. Ons weet wat is die einde van die storie. Ons wen. Ons is die wenners, saam met hom. Hy gaan dit alles doen, maar ons wen saam met hom. So as daar 'n geel kaart uitkom, of bietjie kritiek uitkom, of vervolging uitkom, of ongemak uitkom, dan sê hy, is nie so lekker nie, maar wat jy weet, moenie worry nie, ons wen. Hier is bietjie teëspoed, maar ons wen.
En dit is die tipe van gedagtes wat ons moet hê. En as mens dink aan die Romeine 12 vers 2 wat sê word verander deur die vernuwe van julle gedagtes. Dis die tipe ding waarvan hy praat. Want ons het hierdie mentaliteit baie keer dat ons moet net survive. Nee. Ons is nooit geroep om te survive nie, ons is geroep om te thrive. Om te oorwin saam met hom. Gaan dit maklik wees? Nee. Ek sê altyd, as jy gaan tennis, as ek gesê ek het gister tennis gespeel, ek het gewen, weet jy wie jy gespeel, teen niemand? Hoe wen jy teen niemand? Nee, want die ou kan nie die bal terugslaan nie. So ek wen. Nee, as ek teen 'n goeie speler gesê, ek het gewen, dan sê ek, wow, dis amazing. Jy het ou gewen, en dis hoekom daar altyd sal teenspoed wees, en weerstand wees, in ons geloofspad. Het gaan nooit net lekker gaan nie, dis nie die roeping nie, dis nie die belofte nie. Die belofte is dat ons die reëse sal oorwin, dat die mure sal val. Dis die belofte van God. Nie laat alles gaan maklik wees en alles gaan net lekker uitwerk nie. Nee, dit is juist daarin. En ek wil dan nou vanoggend net praat, dat ons hierdie ding net so bietjie ons gedagtes kan om hierdie ding kry, sodat ons hierdie wêreld kan ingaan met vertroue. Al is dit moeilik, al is dit bietjie uitdagend, dat ons regtig hierdie wêreld kan ingaan en sê, ons is die wenners. Staan nou, ons nou bietjie kopsak en ons moet nou bietjie grind hierso, maar ons is die wenners. Kom ons doen wat nodig is om nou te doen, want ons weet, voor wen ons. En as julle Bybels het, julle saam my blaai, gaan ons na Exodus 33 toe. Ek gaan net vinnig praat, ons sê die 3 P's, né? Onthou hulle, dis nou nie dis nou Engels, maar die 3 P's, julle weet waarvan praat ek. Teenwoordigheid, doel en belofte. Presence, purpose, promise. En in Exodus 33 kom Moses en hy praat met die Here. In vers 15 sê hy net hierdie eenvoudige ding. Hy sê, as u nie self meegaan nie, laat ons nie hier vandaan af optrek nie. Hy praat oor teenwoordigheid. Hy sê, Here, as u nie met ons gaan nie, gaan ons nie. Nou as jy gaan lees in Exodus 23, gee die Here vir Moses 'n uiteensetting van wat hy gaan doen, die belofte. En jy kan dan gaan lees, as ons tyd gehad het, sou ek daarvan gehou het om deur te lees, maar hy sê hoe hierdie land sal gee, en die reëse sal val, en alles sal wees. Hy gee vir hom hierdie belofte. En hy sê vir Moses, okay, gaan vat besit van hierdie belofte. Moses sê vir hom, maar as u nie saam met ons gaan nie, gaan ons nie. Hy sê, selfs die belofte is nie die moeite werd, as u nie teenwoordigheid nie saam met ons gaan nie. En hier is 'n baie belangrike ding wat gebeur is. Hy maak die teenwoordigheid van God baie belangrik. Hy maak die teenwoordigheid van God baie belangrik. En hy wys vir God, en hy demonstreer vir die Here, deur sy aksie, sê, luister Here, jy moet verstaan, dankie vir die belofte, en ons soek dit, moenie dit verkeerd verstaan nie, maar ons gaan nie sonder die teenwoordigheid nie. Want die Here sê in Exodus 23, ek sal my engel voor julle uitstuur, laat julle dit gedoen kry. So die Here sê alweer, ek sal dit doen. Julle gaan goed lyk, maar dis ek wat dit doen. Ek sal die engel stuur. Moes sê vir hom, luister, dankie vir dit, maar as jy nie saam gaan nie, gaan ons nie. En wat ons moet leer in ons lewens, is hoe om aan die Here te demonstreer, dat sy teenwoordigheid is meer belangrik as enigiets anders. En die vraag wat ek jy moet vra, is, as die Here nou na jou lewe kyk, sien hy dit. Sien hy dit, dat sy teenwoordigheid vir jou so belangrik is, dat die belofte nie saak maak nie. Ek weet, dis nie julle wat hier is nie, maar baie kinders van die Here worry meer oor die belofte, as oor die teenwoordigheid. Hy sal enige tyd die teenwoordigheid opgee, vir daai belofte. As jy in Johannes 12 lees, kom hierdie vrou met hierdie kosbare dier, olie, parfuumolie, en sy breek dit oor Jesus. Julle ken die storie. En
onmiddellik is die disippels so bietjie omgekrap, want hulle weet die waarde, die geldwaarde van hierdie ding. En hulle sê, luister, sou dit nie miskien beter gewees het, as ons hierdie olie gevat het, en ons het dit verkoop, en ons het hierdie geld gevat, en ons het dit vir die armes gegee nie. En dan praat Jesus met hulle, en hy sê, hierdie vrou het 'n baie goeie ding gedoen. En hy sê hierdie woorde in vers 8 van Johannes 12. Die armes sal julle altyd by julle hê. Nou, ek wil dit gou vir jou verduidelik. Wat dit beteken, vir my en vir jou, is dat die probleme gaan altyd daar wees. Ons gaan altyd uitdagings hê. Moenie dink ons huidige probleme is die einde nie. As ons hulle gesort het, dan is die volgende klaar daar. En gewoonlik nog voor ons hierdie lekker gesort het, is die dan arriveer die volgende bans probleme sommer klaar. En nou ons hulle self. Hier is ons. Ek's reg vir hierdie ding. Kom ons vat hom. So wat Jesus eintlik vir ons sê, luister, die probleme gaan altyd daar wees. Ons gaan altyd moet deel met die issues van hierdie wêreld. Ons gaan daarmee moet deel. Hy sê, maar wat sy gedoen het, sy het iets anders meer waarde gegee as dit. En dit was die teenwoordigheid van Jesus. En die feit dat sy kon op hom uitstort, aan hom demonstreer, hoe kosbaar sy teenwoordigheid vir haar was. Laat sy die waardevolste besitting wat sy het, sou gee. Onthou in daai era, kon vrouens niks besit nie, né? Hulle kon nie eiendom besit nie. Hulle kon nie eintlik nie regtig rykdom akkumuleer nie. As 'n man rykdom gehad het, is dit oorgedra na 'n seun die oomblik as hy afsterf. So 'n vrou het nie rykdom gehad nie. So wat hierdie vrou gehad het, was besonders. Dit was eintlik basies al wat sy besit het. Dit was al in hierdie wêreld wat sy kon sê is myne, was daai olie. En sy kom en sy stort in totaliteit daai goed op Jesus uit. Daarom sê Jesus, hy sê, gaan ek verder, waar ook al die evangelie verkondig sal word, sal hierdie storie herhaal word. En daar's vandag weer. Laat ons hom weer herhaal. Om te wys hoe kosbaar is dit, en hoe kosbaar is dit vir die Here, wanneer ons sy teenwoordigheid belangrik maak. Dis kosbaar vir hom. En hierdie is nou myne. Julle mag dit nou nie vat nie, ek sê net dis myne. Maar weet jy, as jy vir die Here sê, hoe kosbaar is sy teenwoordigheid, dan fight hy vir jou. Los hy uit. En ek weet nie vir jou nie, maar ek sal like daarvan dat die Here sê, los hom uit. Dis myne. Kyk wat het hy vir my gedoen. En al wat sy gedoen het, is vir hom gedemonstreer, hoe kosbaar is sy teenwoordigheid. So wat jy moet uitfigure vir jouself, hoe wys ek vir die Here, dat sy teenwoordigheid is vir my meer belangrik as enigiets in hierdie wêreld. Nie so maklik nie. En die ding is, ek kan vir jou pointers gee, maar jy gaan dit moet uitfigure. Want dit moet 'n jou ding wees. Ek kan jy so 'n paar gee. Ek sal sê, hoe ons aanbid is belangrik, byvoorbeeld. Hoe ons die Here aanbid, as ons saam met die Here aanbid. Hoe ek hom by die huis aanbid. Dit gaan belangrik maak. Hoeveel tyd ek gee aan sy teenwoordigheid, al daai goeters. So begin uitfigure, hoe werk dit? So, hier is hy, vers 13, is nou net 'n bietjie terug voor dit, praat Moses weer, hy sê, as ek dan nou genade in die oë gevind het, maak dan tog u weë aan my bekend. Hy sê nie, maak u werke aan my bekend nie. Dit is 'n belangrike verskil. As ek sê, maak my werk, en dan wil ek sê, Here, klap my vyande, sort my probleme uit. Hy vra nie vir dit nie, hy sê, wys my hoe opereer u. Dis diep. Dis nie oppervlakkig nie, dis diep. En ek wat baie te doen, die voorreg het om baie te doen met kerke, baie kinders van die Here is baie eager vir sy werke. Want ons het dit eintlik maar nodig, dis die realiteit. Maar Moses kom vra nie dit nie. Hy sê, maak aan my bekend u weë. En dan vra hy, hier sê, hoekom? Hoekom wil hy sy weë ken? Dat ek u kan ken. Dat ek u kan ken. Teenwoordigheid, nabyheid. Vir Moses was dit meer belangrik om die Here te ken, as om die Here se hand in sy werking te sien. Dit is vir ons so belangrik om dit te verstaan.
Een van die dinge wat moes gebeur met hierdie Israeliete van Egipte na die beloofde land, is daar moes 'n kultuurverandering kom. Nou hierdie is 'n baie sensitiewe punt reg oor die wêreld, nie eens net in Suid-Afrika nie, want ons kultuur is vir ons belangrik. Maar die realiteit is dit, dat om te gaan van die wêreld, Egipte, na die belofte, verg 'n verandering van kultuur. Dit moet 'n God-gesentreerde kultuur wees. 'n God se teenwoordigheid gesentreerde kultuur. Dit beteken nie, daar's fout met ons kultuur nie. Dit beteken net, daar's iets beter. OK, toe maar moenie hand opsit nie, hou dit onder. Daar's iets beter as dit. Dis wanneer ons kultuur omvou en gevul word en gevorm word deur 'n God-gesentreerde kultuur, wat hom najaag, wat hom belangrik maak. Jy weet, en jy weet, ons voorvaders was baie tradisionele Christene, moenie 'n fout maak nie, maar luister, hulle het geweet hierdie ding. Doen jouself vergis, jy weet deur die Vrystaat ry veral. Gaan ry deur uit klein dorpies. Gaan kyk wat's in die middel van die dorp. Dis die kerk. As 'n gemeenskap besluit het almal in tente en hulle ossewaas gebly en hulle die kerk gebou. En as die kerk klaar gebou is, dan het hulle 'n skool gebou. En as die skool klaar gebou is, dan het hulle teruggegaan na hulle plase toe en hulle het hulle goed gaan bou. Vandag is dit presies die omgekeerde. Almal is op sy mishoopie, besig om sy ding te bou. En die kerk moet sien kom klaar, die skool moet sien kom klaar, jy weet. Daar in Kanada is baie verskillende nasies, maar daar's 'n groot Hollandse gemeenskap in Kanada. En daai was Christene, die Hollandse Christene. So toe hulle begin het hulle eie skole begin, Christenskole. Wat baie uniek is in Kanada, as jy bietjie van Kanada iets weet. Maar wat hierdie mense gedoen het, hulle het skoolfooie betaal vir hulle kinders, maar die dag as hulle kinders skool verlaat, hou hulle nie op skoolfooie betaal nie. Want hulle weet, hulle kleinkinders gaan eendag na die skool toe kom. En ander mense, die dag as hulle trou, dan nog nie eens kinders nie, dan begin hulle skoolgeld betaal, want hulle weet, eendag gaan my kind na hierdie skool toe moet gaan. So ek wil hê hy moet goeie skool wees. En ons het 'n decent kultuur, ek dink ons doen nie bad nie, maar jy sal sien, die oomblik as ou se kind ingaan, dan sit skool help, reg, wat, die dag sy skool sê, dankie, my beurt gehad. Gaat julle nou aan, die volgende generasie se probleem nou? Jy weet? En dis daai tipe van thinking wat met hernie word in ons. Hoe ons dink, hoe ons kyk is, ons besef ons, wow, okay, ons kyk verkeerd. Maar hier so het hulle gebou, hulle het eers die kerk gebou. Hulle het eintlik aan God gedemonstreer, né? Dink bietjie mooi daaraan. U is meer belangrik as my eie goed. Vandag se kultuur sê ons eie goed is baie meer belangrik as u. En dit is nou maklik vir my te sê die pastoor, en ek benefit al die goed as jy begin change so. Maar dit is die realiteit. Dis die werklikheid van dit. En hoe jy dit lyk, moet jy gaan uitfigure. Ek kan nie vir jou sê hoe lyk dit nie. Jy moet gaan uitfigure. Hoe lyk dit? Ek wil gou 'n storieetjie vertel. Net om my punt te illustreer, is vir my nou baie mooi storie. En die golfers sal hou van hierdie storie. So, David Paul Jongichou, hoe ook al hy was, hy het mos sy naam verander, hy het Amerika besoek. En hy het 'n groep besigheidsmanne van so 30 gehad. Altyd het van daai besigheidsmanne saam met hom gereis. En hulle het gesorg dat hy alles het wat hy nodig het. Hy het dit nie gevra nie, hulle het dit onder mekaar besluit. Hulle doen dit. En so reis hulle saam in die wêreld, as hy gaan preek, hulle gaan hom vooruit, hulle boek sy hotel, hulle boek hom in die beste hotelle, alles, en sorg dat alles reg is. Maar in elk geval, nou baie van hierdie besigheidsmanne is ook golfers. So toe hulle een keer in Amerika is, toe gaan speel nou van hierdie besigheidsmanne saam met van die local pastore golf, net om so 'n bietjie te connect en so aan. En toe hulle nou so op die eerste bof staan, toe stap een van hierdie pastoor na een van hierdie besigheidsmanne se golfsakke toe. En hy het toe al die nuutste equipment. Die duurste nuutste equipment is in daai sak, weet jy. Hy's 'n ryk man, weet hy. En hierdie pastoor staan en hy bekyk hierdie ding, en hy soos ek, my stok is al 15 jaar oud.
Jy weet, en toe, as wat 15 jaar terug, was dit nou ook nie top of the range nie, was nou weet, dit was so middle range, jy weet. So hy geniet nou net hierdie ou se stokke, jy weet, hy het niks probleem nie. En hy sê weer ou sê, wow, jy het nou amazing stokke. So hy besig om te kyk om so, hy gryp sy sak, hy gooi al sy stokke op die grond, hy gryp die pastoor se stokke, hy sit dit in sy sak, hy vat al sy stokke, hy sit dit in die pastoor se sak. Hy sê, wow, jy het my verkeerd verstaan, ek wil nie jou stokke hê nie, ek sê maar net, dis mooi. En hierdie ou sê, hy sê, luister, jy's 'n man van God. En as ek sien jy het behoefte, gaan ek sorg dat dit ontmoet is. So, jy hoef nou nie vir my golfstokke te koop nie, relax. Ek is happy met my ou stokke, maar die beginsel is dat hy het 'n hart gehad wat die koninkryk wou sien advance, né? En dis die tipe hart wat ons moet kweek. Hoe dit vir jou lyk, jy hoef nie iemand golfstokke te gee nie, relax. Jy hoef die pastoor niks te gee nie. Dis nie eens wat ek sê nie. Wat ek sê is, hoe's die hart? Kan my hart daai ding demonstreer vir die Here, laat sy teenwoordigheid is altyd bo, is altyd onder, en ek sal my lewe vorm, ek sal my kultuur hervorm, herskep, vernuwe, aanpas na dit. En ek gaan nie baie oor sê nie, maar ek wil graag dit sê, daar is baie goed in hierdie wêreld wat nie noodwendig God is nie. Ek het nou vinnig gepraat. Hier is baie goed in hierdie wêreld wat nie noodwendig God is nie. En baie keer hou ons besig met goeie goed, in plaas van met die God goed. Figure hom uit. Daai moet ek vir jou los. Ek gaan hom uitfigure. Gou hê, as julle my nou sal vergun na hierdie versie toe te gaan. Julle hoef nie so toe te blaai nie. Dit is klaagliedere. Wie het onlangs 'n preek uit klaagliedere gehoor? Daar is nie baie preek uit klaagliedere in 1 vers 9. Hy sê, hy praat van Jerusalem, hy sê, haar onreine kleef van haar some, sy het aan haar einde nie gedink nie. Sy het aan haar einde nie gedink nie. En sy het wonderlik, baarlik gesink, sonder dat sy 'n trooster het. Sy het nie ag geslaan op haar toekoms nie. Doel. Jy moet verstaan, jy is hier vir 'n doel. En ek wil nie met alles vergeet, die rede, hoekom jy hier is 'n goddelike doel. Daar's geen mens in hierdie wêreld wat bestaan, maak nie saak hoe nie, wat nie 'n goddelike doel het nie. Ek onthou toe ek nou jong was in teologie, wees die dinge, dink ek aan kinders wat onbeplan in die wêreld gekom het, en mense wat kinders verwerk is deur verkrachting en al sulke goeters, dan dink ek, maar hoe, luister, elke mens wat daar is, het 'n goddelike doel. Dis hoekom ons nooit saam met abortus kan stem nie. Ons praat oor dis moord, ja, dis moord, maar daar word baie moorde gepleeg. Iets is 170 of iets in elke dag in Suid-Afrika, so, dis nie die ding nie. Die ding is dat daar is 'n goddelike doel vir elkeen van daai kinders. En as ons dit nie verstaan nie, gaan ons nooit eers vir hulle opstaan nie. Die dag toe hulle in die parlement in Suid-Afrika die wet ingeteken het wat abortus gewettig het, het daar 300 Christene opgedaag met vlaggies. 300. Soos iemand vir my sê, Suid-Afrika is 'n Christenland, dan sê ek glo nie. Amper die hele kerk het met doodse stilte aanvaar die dag toe ons regering daai ding besluit. So ons is aandadig aan dit. Ons het nie eens aggeslaan nie. Maar die punt is, dit nou is interessant. Die belangrike ding is, jy is hier vir 'n rede. Jy is hier vir 'n rede. En een ding wat die vyand gaan doen, so goed as wat hy kan is, hy gaan jou oortuig dat jy's nie goed genoeg, sterk genoeg, slim genoeg, belangrik genoeg nie. Hy gaan jou oortuig. Hy gaan vir jou probeer oortuig dat jy's nie so belangrik nie. Ek dink julle ken almal hierdie storie. Maar daar was 'n groot evangelis wat rondgereis het. En hy het sy tent saamgevat, dan slaan hy op 'n nuwe dorp en so het dit aangegaan, en eendag as hulle op 'n sekere plek is, toe kom daar 2 jong manne aan laat.
Partykeer maak jong manne so. Kom bietjie laat aan by 'n plek. En hier kom 2 jong manne aan. En toe hulle so instap, toe sien hulle daar's nie plek nie. Dis nie vir hulle so belangrik nie, want hulle is nie raar, hulle kom kyk, hulle wil eintlik gaan vir die girls. Ek weet julle manne het dit nooit gedoen nie, maar hulle het besluit, hulle wil gaan kyk wat 'n girls hang uit by die plek. So hulle sê, wel, as die plek nou draai en loop. Maar een van die diakens wat daar gewerk het, niemand ken sy naam nie. Tot vandag toe weet hulle nie wie was hy nie. Hy roep hierdie 2 jong manne, hy sê, nee, kom. Ons gaan gou vir julle plek maak. En hy hardloop aan en vra hierdie ou skuif die kant toe. Jy kry 2 plekke langs mekaar. Sit voor. En daai 2 jong manne gee hulle hart vir die lewe, hulle harte vir die Here en hulle lewe vir die Here. En daai ou is nou gaan ontsnap sy naam, daai groot evangelis van Amerika wat duisende mense gepreek het, help gou sy naam. Billy Graham. Daai 2 jong manne, een was Billy Graham en die ander een was wat sy bestuurder was, wat hom sy hele bediening lank bestuur het en al hierdie uitreike gereël het. Dis die 2 manne wat hart vir die Here gegee het. Wie is die diaken wat vir hulle plek gemaak het? Niemand weet nie. Maar dink wat sy impak het hy gehad. Deur vir hierdie 2 manne te sê, wow, moenie loop nie. Ek maak vir julle plek. En baie keer onderskat ons die waarde van dit wat ons doen. Ons dink omdat ek dalk 'n praktiese werkie by die kerk doen, ek staan by die deur en ek welkom mense, of ek maak die geld bymekaar na die tyd, of ek sit agter die klank. Ek is maar net ou klein. Nee, dit is belangrik. En vir die Here is dit belangrik, want dit gee demonstrasie aan die Here. Dat jy ag wat hy doen belangrik, en jy's bereid om jou deel te doen. Maar wat ek wil sê is dat as jy nie jou doel kan vind nie, gaan jy nooit jou belofte sien nie. Jy gaan nooit jou belofte sien as jy nie jou doel vind nie. En jy gaan nooit jou doel verstaan nie voor jy sy teenwoordigheid ken nie. Dis hoekom hierdie 3 goed so belangrik is. Ons begin by teenwoordigheid. Binne in sy teenwoordigheid verstaan ons, wow, ek het 'n doel. Is dit nie amazing nie? Ek is hier vir 'n rede. En omdat ek in daai rede in beweeg, sien ek die belofte van God. En hier's nou die bottom line, wat ons nie hou van om te hoor nie. Die probleem is, ons bou ons lewens om ons eie behoefte, begeertes, voorkeure en gemak. Dis waaroor dit gaan. En as daar plek oor is, gee ons dit vir die Here. En as dit gaan oor teenwoordigheid, en dit gaan oor doel, en op die ou ende oor belofte, is dit nie reg nie. Beteken dit daar's aan ons fondasie iets baie skeef. En ons moet dit weet. En as niemand dit vir my sê nie, hoe gaan ek dit weet? Maar ek moet weet dat, luister, fundamenteel moet dit gaan oor God, oor sy teenwoordigheid, sy doel vir my lewe. En daarna sal ek die belofte sien, wat ook al hy belofte mag wees. Ek wil die ding gou vir julle verduidelik, is ook 'n diep ding, maar julle slim mense, julle gaan hom vang. Nikodemus kom na Jesus in die nag. En hy kom vra vir hom 'n vraag. Hy sê, Jesus, definitief is jy van die Here af, want ek meen niemand kan doen wat jy doen nie. Maar eintlik wat hy vra is jy die Messias? Dis wat hy wil weet. En jy weet wat antwoord Jesus hom? Hy antwoord hom oor die kondisie van sy hart. Hy sê, ek sê vir jou waarlik, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En ek wil vir jou sê, dit wat binne in jou aangaan, is vir die Here baie meer belangrik, as dit wat buite om jou aangaan. Ons probleem is, ons is baie meer besorgd, oor dit wat buite rondom ons aangaan, as dit wat binne in ons aangaan. En as jy met die Here praat, en as jy vir hom vra, verwag die antwoord, wat spreek tot die kondisie van jou hart. Nou ons gaan sê, Here, ek het hierdie probleme, ek weet nie mooi om dit te hanteer nie. Here, jy moet leiding gee, dan praat hy met jou, en dan wat doen hy? Hy praat met jou oor die kondisie van jou hart. Here, dis nie eintlik wat ek wil weet nie. Ek wil weet oor hierdie probleme. Dan praat hy. So vir die Here is dit belangrik. Hierdie goed is belangrik vir die Here. En die ding is vir ons mense, ons kan dit nie sien nie. Ek het altyd gespot, gesê, imagine jy het 'n so TV-skermpie op jou kop wat wys wat dink jy.
Ons sou almal sulke doekies gehad het bo die skermpie, want ons wil nie ander mense moet sien wat ons dink nie. Jy weet? Want die ding is, ons kan mense maklik mislei, is nie waar nie. Jy kan 'n glimlag opsit wanneer jy baie hartseer is, né? En so kan ons mense voorgee, maar by God kan ons nie. By God kan ons nie voorgee nie. Ek onthou, toe ek op Bybelskool was, dit was ons heel eerste uitreik. Dit is my heel eerste uitreik as 'n Bybelskoolstudent. En ons is daar in Garankuwa, nee, maar nie, daar naby Pretoria iewers. In 'n village, iewers daar, en ons bedien. En toe so bedien die volgende oomblik, toe manifesteer iemand. Ons Bybelskoolstudente skrik ons wit. Amper uit ons geloof uit. Nie heeltemal nie, maar amper. Ons skrik vir ons wit. En ons kyk net hierdie stories so, hierdie ou val op die grond, en hy begin snaakse goed doen. Ons staan net so, en ons is 5 manne en 1 meisie in die span. En die meisie kom hier so agter my, sy vat my so op my skouers en sy druk my so oor hierdie ou. En ek word geforseer om te deel met hierdie situasie. En somehow omdat ek groot geword in die kerk en blootgestel is aan Reinhard Bonke en die goed, het ek so 'n bietjie van 'n idee gehad, so ek het toe gegaan en ek somehow toe reggekom. Maar nou met die jare het ek baie te doen gekry met die goeters en so aan, en ek het net een ding besef, in die geestesrealm kan jy nie voorgee nie. Jy kan nie maak of jy autoriteit in die geestes het as jy met demone werk nie, hulle weet. En as dit kom by die goddelike dinge en by die geestdinge, jy kan nie voorgee nie. Die Here weet, hy weet die kondisie van jou hart. Daarom as hy met jou praat ook, gaan hy praat tot die kondisie van jou hart. Hoekom? Want hy wil dit restoreer. Hy wil hê dit moet gesond wees en heel wees. Hier's wat ek glo, jy kan glo wat jy wil. Ek glo as ons bid vir siek mense, gaan nie almal gesond word nie. Want as hulle die hele tyd gesond geword het, as die disippels nou nog gelewe, die apostels, want hulle sou elke keer siek is net gebid het, dan is hulle gesond. So ek weet, dat as ons vir siekes bid, party gaan gesond word, party gaan nie. Ek moenie vir my vra, hoekom nie, ek weet nie, ek probeer dit ook nog uitfigure al vir 40 jaar, ek het nog nie dit lekker uitgefigure. Maar wat ek weet, as jy die Here vra, om jou in die binnekant gesond te maak, gaan hy elkeen van ons gesond maak. Dit sal gebeur. Miskien nie onmiddellik nie, maar die Here gaan dan in 'n proses met jou gaan, sê luister, ek gaan hierdie heiligmaking, hierdie gesondmaking, hierdie herstelproses in jou begin werk. En dis wat die Here van ons vra as ons bedoel is. Ons doel is om langs hom in te kom. En saam met hom te werk. Dit is ons doel. Die oomblik as ons self verwyder van daai plek af, wanneer ons dink ons is so oulik, ek kan eintlik so 'n bietjie dit op ons eie doen, dan kom ons in die moeilikheid. Selfs Dawid het homself in die moeilikheid gekry, toe eendag op die paleis se dak geloop het. In plaas van oorlog maak soos wat hy sy doel was. En jy weet hoekom was hy daar? Want sy mense het gesê, luister Dawid, as ons oorlog maak, ons sien die vyand wil net vir jou uithaal. En dan moet ons net heeltyd worry oor jou, want hulle wil jou uithaal. Bly jy by die paleis, dan laat ons die oorlog doen, ons kan dit goed doen. En Dawid sê, dit klink nogal lekker. Ek hou van hierdie idee, ek hou 'n bietjie by die paleis rondhang, langs die swembad. Paar koue goedjies drink, natuur geniet. Kom in die moeilikheid. Ons moet verstaan hoe belangrik is dit om binne in ons doel in te stap. Dis krities. Dis krities om dit te verstaan. Is om binne hy doel in te stap. En dis nie 'n doel wat ek self besluit nie. Dis 'n doel wat ek vind in die Here en saam met hom. Wanneer ek langs hom loop, dan kom ek agter. Wow, dis amazing. Hier's hierdie scene uit 'n movie van die klein beertjie. Saam sy ma loop en hy speel so en so in die speel raak hy geskuif van sy ma. Julle ken die movie. Weet jy, miskien sal julle hom onthou, is baie oud. Ou mense sal dit in 'n geval. Hier sê hy gaan hier nader aan sy so by water en hy speel die water en die volgende toe kyk hy op. Staan die wolf voor hom. En die wolf grom gereed om hom te vat. En so toe hy hierdie wolf sien, toe onthou hy as sy ma gevaar sien, dan gaan sy so op haar agtervoete.
En sy brul so, Jesus, en hy dog, nee, dis wat hy moet doen, en hy sien op sy agtervoetjies, en hy sê, wee! Maar hy sien onmiddellik, hierdie wolf sy hele gesig verander, sy stert gaan so af tussen sy bene, die voetpad draai om, die hardloop hy, en hy dog, Jesus, dit werk. En toe hy so omdraai, hier staan sy ma agter hom. Toe die wolf eintlik weghardloop vir die ma, nie vir hom nie. Maar dis hoe ons as kinders van die Here is. Dit wat ons bereik in die lewe, het bitter min te doen met ons. Baie minder te doen met my, is wat jy dink. Baie meer te doen met daai een wat agter jou staan. En wat ek moet leer is om te sê, okay, hoe doen ons hierdie ding, Here? U call die shots. Ek sal saam met u werk. Kom ons gaan. Whatever it takes. Ek sal dit doen. Nou kom 'n stadium. Baie keer as ek met die pastore praat, dan sê ek, soek jy 'n bediening soos Jesus? Dan sê hulle, ja. Sê ek weet, hy het begin met hier by die 30,000 mense en hy het geëindig met 70. So soek jy ook so 'n bediening? Ek sê nee, wag, ek is nie seker ek soek daai tipe van bediening nie. Maar toe Jesus begin waarheid preek, toe hardloop baie weg. En op die ou end, toe kyk hy so rond na hierdie 70 hier om, hy sê, hoor hierso, wat soek julle nou nog hierso? En Petrus sê hierdie amazing woorde, hy sê, Here, waar sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. En ek is bevoorreg om te wees in daai plek. Daar's nie meer vir my ander options nie. Daar is nie. Ek het hierdie pad met die Here gekies. Al my sterkpunte, swakpunte, moments, great moments, embarrassing, my great calls to fame and my great calls to shame, almal in dieselfde pakkie, maar ek saam met die Here. Vir my kan ek nie meer teruggaan nie. Ek het nie 'n escape plan hierson nie. Ek het nie. Ek wil ook nie een hê nie, maar ek het nie een nie. En dit is die plek waarna toe die Here ons wil bring, is dat die plek is waar ons so vested is, so belê in wat hy wil hê, dat die ander nie saak maak nie. Dis wat die Here van ons vra. Dis waarna die Here ons uitnooi. Dis waar hierdie uitnodiging is, en sê, luister, kom langs my en kom ons kyk wat kan ons doen. Wow, ek weet nie vir jou nie, maar dit klink vir my goed. Is dit maklik? Nee, glad nie. Nie is amper nie. Dis 'n geweldige uitdagende gedagte. So kom ons wees bewus daarvan. Ek wil afsluit met hierdie een. Ek is nog nie klaar nie. Nou nie afsluit die brein nie, en die gees nie. Maar ek wil sê dat Hebreërs 11:6 praat hy oor geloof. En hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Daai woord behaag, Engels sê please, without faith, it is impossible to please him. So, wat ek verstaan van geloof, ek wil hom behaag. Dis geloof. Ek wil hom behaag, wat hom bly maak. Jy weet. En dis 'n moeilike shift, né? Want ons is, veral in die generasie waarin ons leef, het gaan baie oor my happiness, hoe voel ek oor goeders, en ek is crazy hoe die duiwel werk, net vir interessantheid. Gaan nie so toe nie. Maar ons moet op die plek kom waar ons sê, Here, wat doen ek om U te behaag? Wat kan ek doen om U te behaag? Dis wat geloof is. Sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. En geloof is 'n groot ding. Maar 'n gedeelte van hom is vertroue. Dis nie alles nie. Dis nie net vertroue nie, maar 'n groot gedeelte van. Dis vertroue op die plek kan kom waar ek God vertrou. Hier is die ding. Kan jy vir die Here sê, Here, ek weet, U plan, U doel, U manier, is beter as enige iets wat ek kan konstruk. Want baie keer as ons goed is dit amper soos 'n ding wat ons dink, joh, ek is okay, hè?
Kyk wat het ek gedoen. Kyk wat ek reg gekry. Maar kan ek kom op die plek waar ek sê, Here, U manier, U plan, U doel. En ek wil vir ons graag 'n oombliekie gee, as jy sal kom, speel vir ons daar. Want hier's 'n lekker preek, maar gaan hom nie nou gee nie, maar gaan jy vir die titel gee. Daar's 2 dinge wat die Here van ons vra. Die eerste ene is jou persoonlike ja. Hy soek jou persoonlike ja. Jy moet kan opstaan en sê, Here, U het my ja. En daai ja beteken ek sê ja voor ek weet wat hy vra. Wie hou van daai prospect? Nie 'n goeie een nie. Maar as jy bereid om vir die Here te sê ja, ek sê ja. Vir wat U vir my lewe het. Dat U plan is vir my, Here, ek sê ja. En ons het dit nodig om dit vir die Here te gee. En dis 'n ding wat ons redelik goed verstaan. Die tweede gedeelte is dit. Die Here soek ons koöperatiewe ja. Die kerk. Ons moet saam opstaan. En ons moet saam sê ja. En ek wil vra dat jy net 'n oombliekie in jouself sal stil raak. Hierdie is 'n kind of a private oomblik, né? Dit is tussen jou en die Here net vir nou. Want die Here weet wat's in jou hart. Nie een van ons ander die weet nie. Dit maak nie saak nie, seker is belangrik nie. Maar waar is jou ja vandag? Waar staan hy? Hoeveel van jou ja het die Here? En dan net so 'n bietjie te dink, hoeveel van ons ja het hy? Here, ek bid namens myself, maar ek glo met my hele hart, ek bid Here namens elkeen wat hier sit vandag. En ons sê jammer dat dit ons gemaak het oor enige iets wat nie U is nie. Here, vergewe ons dat ons nie aan U gedemonstreer het hoe kosbaar U teenwoordigheid vir ons is nie. En nie net die gevoel van die teenwoordigheid nie, maar om te lewe in die teenwoordigheid van wie U is. Die gemak en die ongemak daarvan. Die prys wat ons betaal, die opoffering wat ons daarvoor maak. Here, vergewe ons waar ons ander goed meer belangrik gemaak het. Maar Heilige Gees, kom, vul ons opnuut en vars. Herinner ons aan die kosbare plek wat is U teenwoordigheid. Dat ons weer sal verlang om daar te wees, om by U voete te sit. Help ons, Here. Ons weet U kan in elk geval ons harte sien, maar ons wil vrywillig ons harte aan U blootstel vanoggend, sodat U vinger kan sit op dinge wat dalk in ons harte is. Hoe dit ook al lyk, baie keer is dit shame, baie keer is dit swak selfbeeld. Baie keer is dit alleen wees, daai gevoel van ek is alleen. Ja, Here, miskien goed wat ons in die verlede gedoen het, verkeerde keuses wat ons gemaak het. Here, ons stel onsself bloot aan U vanoggend. Want ons weet dat die werk en die kruis van Jesus het klaar gedeel met alles wat daar mag wees. En ons bid, Here, dat U ons sal leer wat dit beteken om ja te sê vir U. As individue, maar ook as 'n groep, as 'n gemeente, ook as 'n liggaam, 'n kerk. Ek bid, Here, hierdie gebed vir ons as 'n profetiese woord, dat daar waar ons gaan betree, hierdie tyd wat voor lê, hierdie week, hierdie maand, hierdie jaar, dat ons 'n invloed sal hê daar waar ons beweeg, want ons loop saam met U. Dat U geur van die teenwoordigheid op ons lewens sal rus, dat daar waar ons beweeg, dat dit dinge net sal verander. Mag ons die usher wees wat 2 jong manne stoelwys, wat 'n massiewe verskil maak. Miskien nie is om dit bekend gemaak te word, Here, want dit gaan oor U. Dit gaan oor U.
Dankie vir die werk wat U in hierdie gemeente al reeds gedoen het. Dankie waarmee U besig is hierso. Maar dankie Here dat U nie klaar is nie. Dat die beste lê nog voor. Dat die beste lê nog voor. En Here, ek roep dit en ek profeteer dit oor hierdie huis. Dat die beste nog sal kom. En dat ons net getuienis op getuienis op getuienis op getuienis sal hoor van die werk wat U doen. Dankie Here, dankie vir dit. Dankie vir dit wat U doen. Ek dankie vir elkeen wat hier sit, wat vanoggend net deur hulle teenwoordigheid hierso klaar gedemonstreer het, hulle harte aan die Here. Dat hulle verlang om U te ken, U te dien, pad met U te loop. En daarom bid ek Here dat U ons sal ontmoet, elkeen van ons hierso, op die plek en op die manier wat net U weet is reg. Ons sê Here, U manier is beter, U plan is beter. En ons kies om in dit te loop en in dit te wandel. As individue, maar ook as 'n groep, as 'n huis, as 'n liggaam. In Jesus naam. Amen. Amen. Maar dit is nou baie ernstig, julle mag glimlag hoor. Die Bybel sê, ek verstaan hierdie ding lekker nie, ek kan maar kom, ek kan net hierdie ding sê, is dat breed is die pad wat lei na die verderf, maar nou is die pad wat lei na die ewige lewe, en min gaan daarin. Hoekom is dit so, ek weet nie. Ek wens ons was baie. Maar kom ons min vat hom. Ja. Kryk, baie dankie. Kom ons gee vir Kryk 'n lekker hande klap. Baie dankie. Jy het vir ons baie kos gegee en ons sê vir jou dankie hoor. Mag julle geseënd wees op daar in Limpopo hoor. Ek wil net gou die aankondigings hanteer asseblief. Huissel het begin praat met een van die pastore as jy wil aansluit, as jy nog nie deel is by 'n huissel nie, julle is baie welkom. En dan die mannebraai van die 27ste Februarie, dis nou Vrydag. 7:30 Kryk, jy's welkom hoor. So al wat ek wil sê oor die mannebraai wat belangrik is, julle moet voor die 25ste jou R50 betaal vir die braai en jy moet onthou om jou braaitang saam te bring. En dan kom asseblief, dis baie lekker, oom Jan, moenie vergeet nie. Oom Jan het laas keer uitgemis en ons het gesê ons gaan seker maak dat oom nie weer vergeet nie. So kom asseblief, dit gaan baie lekker wees, Vrydag, hoe laat? 5:30, nee. Right, so ons sien julle almal daai kant. Dan wil ek julle almal uitnooi vir koffie, hierdie kant, asseblief, kom kuier gou saam, sê hallo vir wie julle nog nie gegroet het nie, en mag julle baie geseënde dag hê. Dankie. Ek kan droom, sal U my lei en U vollei, sal U my lei.